Welkom by 'n gedagte. 'n Proses wat ons besig is om deur te gaan om te klein bietjie te dink oor wat die Here mee besig is in jou lewe. Wat waar is en nie waar is nie en wat hy van jou sê. En die storie van Jakob is een wat begin met 'n boetie wat aan 'n ander boetie se hakskeen gryp. Dis 'n storie wat begin met 'n seun wat nie goed genoeg is nie. 'n Seun wat nie so geliefd is deur sy pa soos sy ouer broer nie. 'n Seun wie moes beklei en so elke dag genoem word, "Hey, jy Jakob, jy wie aan die hakskeen gryp." Sy definisie was hierdie persoon gewees wat net nie goed genoeg is nie, net nie daar is nie. Maar terselfdertyd toe hy en sy broer besig was om te beklei in sy ma se maag, toe is daar gesê, "Maar die ouer sal die jonger dien." So die storie van Jakob gaan ene waar hy worstel, tot 'n punt waar hy worstel met die Here. Letterlik, waar hy stoei. En waar hy nie los voor hy geseën word nie. Nou, baie keer sê ons vir onsself, dat ek is nie goed genoeg nie, of ek moet al hierdie goed doen, ek moet, en ons plaas onsself baie keer eerste. Nou, vandag wil ek vir jou sê is dat, dit is nie veronderstel om so te wees nie. Want sodra jy jouself gaan eerste plaas, weet ons dan nou, gaan jy eintlik agter in die ry gaan staan, want weet jy regtig wat goed genoeg is? Weet jy wat regtig diep in jou lê? Wat is die ware jy wat moet uitkom? Of dink jy, glo jy dalk miskien is dit God wat beter weet? Nou in die 10 gebooie lees ons waar die Here sê, mag geen afbeeld van maak van enigiets in die hemel of op aarde nie. En ons lees dit baie keer en ons dink ook, ek moet geen beeldjies maak nie, of ek moet geen ander afgod hê nie. Maar terselfdertyd moet ons besef dat die Here het ons geskape in die beeld van hy self. Nou wat ons baie keer doen is, ons maak dan 'n afbeeld van hierdie afbeeld, om dan hierdie afbeeld se afbeeld te aanbid. Maak dit moeilik, want jy is in die beeld van God geskape. Dit beteken dat die enigste manier hoe jy regtig waarlik kan weet hoe jy lyk, hoe jy moet leef, wat jy moet doen, waar jy moet wees in hierdie wêreld wat so die mekaar is om op God te fokus en nie eers op jouself te fokus nie. So ek wil jou uitnooi om 'n bietjie te dink aan die storie van Jakob, want daai dag wat hy gestoei het hy 'n nuwe naam gekry, Israel. En so vir generasies is hulle genoem Israeliete. En dit is so pragtig om te weet dat toe Jesus kom en sê, maar julle almal is nou deel van hierdie nasie, julle almal is deel van my liggaam, dat ons ook so, hulle is wie met God worstel. Ons wie nie vir God los nie. Want as ons eers in sy teenwoordigheid is, weet ons dat dit is waar ons waarlik weet wie God is en wie ons is, as hy by ons is. So hou vas aan dit, dink aan hoe die Here besig is om in jou lewe te spreek. Sonder dat jy daarvan weet, want baie keer kyk jy so na jouself en fokus op jouself, dat jy waarlik mis wat God vir jou wys. Van jou, maar meer oor hom. So vat hierdie kans. Plaas God eerste, kom in sy teenwoordigheid en moet hom nie los voor hy waarlik in jou lewe inspreek nie. Lees Bybel, bid, spandeer stilte tyd saam met hom. Maar weet dat God is besig om jou te roep, vir iets groots. En die enigste manier hoe jy dit gaan doen is om jou nie eerste te plaas nie, maar agter in die ry, aktief, direk te gaan staan, en die Here voor te sit en sê, Here, ek weet ek is in u beeld geskape, so. Wat moet ek van u sien, van u hoor, om nou vorentoe te gaan? En mag jy dit so in jou lewe ervaar. En jou uitdaging is dit dan om nou te gaan en persoonlik te gaan bid en vir die Here te vra. Here, help my, lei my. Ek kan dit nie vir jou doen nie, maar God wil graag met jou 'n gesprek hê vandag.